Goeiemôre broers en susters. Baie welkom in die huis van die Here vanoggend namens die Kerkraad. Wat 'n voorreg om saam te kan wees en na die woord van die Here te kan luister. Vanoggend se erediens kom die skriflesing uit Jakobus 1 vers 12 tot 18. Ons gaan sommer die hele 1 tot 18 lees. Want die tema is God beskik oor alles, daar is geen toeval of geluk nie. En die vraag is rampe dan God se skuld, as hy dan oor alles beskik. Begeleiding Hester van der Walt, dankie weer eens Hester, verjaarsdag, André Botha en Petrie de Plooi môre, baie geluk. Ons hoop dit sal 'n mooi en 'n geseënde dag en jaar wees. Dieselfde 28ste vir Christo Ninawer en Martie Olivier. Baie geluk mag dit vir u 'n pragtige dag en jaar wees. En dan die 29ste Lenay de Beer. Baie geluk Lenay, mag dit ook vir jou 'n wonderlike dag en jaar wees. Koffie en tee, kom geniet gerus 'n heerlike koppie tee, koffie en verversings saam met die kerkraad in die groot saal. Besoekers is welkom. Verbondsonderrig is direk na die erediens, die opening is in die belydennisklas. Die besaarkomitee vergadering vind plaas direk na die erediens in die klein saaltjie. Elke wijk moet asseblief verteenwoordig wees. Gemeentelede is welkom om saam te kom vergader. Deur kollekte vir barmhartigheid by die deure direk na die erediens. Vanmiddag 5:00, Bybelstudie in die klein saaltjie, ons behandel moet ons vir die regering bid. En dan met Woensdag se verkiesingsdag is daar nie 'n spreekkamer nie, maar dieselfde reël geld maar nog altyd soos altyd. As u nodig het om met my te praat, kontak my maar net gerus en ons maak 'n afspraak. Gebedsgeleentheid na die erediens. Die sake waaroor ons gaan bid en wat ons in ons gebedslys het dan, is Fanny Gous wat môre vir 'n spreekoperasie gaan, Annelies van der Meuning wat in die hospitaal was en geopereer is, vir haar volkome herstel, vir die besaarvergadering, ons bid ook vir ons kerkverband, en dan bid ons ook vir die verkiesing. En ons bid spesifiek vir 'n regering wat ons Christelike waardes en kultuur sal respekteer. Dit strook met Romeine 13 en ander plekke in die Bybel. En ons bid ook vir geestelike groei, bewaring van die bose en dat ons tot eer van die Here sal kerk wees. Verskonings vandag, Hannes Snyman, Eljetron en Pieter Strydom. Terreindiens, Jan de Bruin, en geluk aan Johan en Chandrey van Greuning met die geboorte van hulle baba seentjie. Geluk ook aan Petrus en Somerie met die kleinkind en 'n goed met hulle net met die agterkleinkind. Baie geluk mag hierdie ou mensie baie vreugde vir u bring. Dit is dan die einde van die afkondigings. Kom ons word stil voor die Here en dan bid ons saam. Die lam wat geslag is waardig om te ontvang die krag en rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof. Geliefdes, genade vir julle en vrede van God ons se Vader en die Here Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here vanoggend deur saam te sing uit Psalm 33 verse 1, 3 en 5 as ons loflied tot eer van die Here. Die
ons luister nou na die wet van die Here, soos dit vir ons weergegee word in Deuteronomium 6, vanaf die 4de vers. Hoor Israel, die Here onse God is 'n enige Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees. En jy moet dit met jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit. En as jy op pad is, en as jy gaan lê, en as jy opstaan, ook moet jy dit as 'n teken bind op jou hand, en dit moet as 'n voorhoudsband tussen jou oë wees, en jy moet dit op die deurposte van jou huis, en op jou poorte skrywe. Jy moet die Here jou God vrees, en hom dien, en by sy naam moet jy sweer. Jy mag nie agter ander gode aanloop, by die gode van die volke wat rondom julle is nie, want die Here jou God is 'n jaloerse God by jou, sodat die toorn van die Here jou God nie teen jou ontvlam en hy jou van die aarde verdelg nie. Julle mag die Here julle God nie versoek soos julle hom by Massa versoek het nie. Julle moet die gebooie van die Here julle God en sy getuienisse en sy insettinge wat hy jou beveel het, ywerig onderhou. Dan lees ons in Romeine 13, vers 8, wees aan niemand iets skuldig nie, behalwe om mekaar lief te hê, want hy wat 'n ander lief het, vervul die wet. Want dit, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, jy mag nie begeer nie, en watter ander gebod ook al word in hierdie woord saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad nie, en daarom is die liefde die vervulling van die wet. As mense wat weet dat ons worstel om na die wet van die Here te lewe, wat weet dat ons dit nooit volmaak kan regkry nie. Kom ons bely ons skuld in die woorde van Psalm 130, verse 1 en 2.
toevlug neem tot hulle enigste verlosser, Jesus Christus, verkondig die woord, die vergifnis van sonde. Maar aan elkeen wat in die sonde volhard en die genade verwerp, verkondig die woord van God, dat die toorn en die straf van die Here op hom sal bly, solank hy in sy sonde bly lewe. Johannes 3, vers 36 sê, hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe. Maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien, maar die toorn van God bly op hom. As mense wat dit glo, kom ons bely ons geloof in ons harte saam, in die woorde van die 12 artikels. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Kom ons bevestig ons geloof en sing as toewydingslied die lied daar op die skerm, O God van Jakob, verse 1 en 5. Almagtige Vader, ons aanbid U, U as die skepper van alle dinge, en U, drie-enige God, as die onderhouder van alle dinge. Dankie dat ons weet U is in beheer. As ons dan in moeilike tye leef, tye waarin ons vra, dan weet ons U is nog steeds in U alwysheid, God en in beheer. Here, dan wil ons bid vir hulle wat siek is, hulle wat geopereer is, hulle wat in hierdie week vir prosedures of operasies moet gaan, dat U hulle sal bewaar en beskerm, U genade met hulle sal wees. Ons bid vir die verkiesing, dat U self U vrede sal bring, ook op daardie dag, die bose nie sal toelaat om sy leuns en sy wreedheid en sy geweld te laat seëvier nie, maar dat U self sal beskik ook oor hierdie land. Mag as dit so in die raadsplan mag bestaan, dat U vir ons 'n regering sal gee, wat regverdig en eerlik sal regeer. Regering wat ons Christelike waardes respekteer. Ons vra dat U self sal ingryp in hierdie land.
sal ons bewaar van die bose. Ons sal bewaar van anargie en self die reg en die orde sal herstel in hierdie land. Dit vra ons in die naam van Jesus Christus. Ons bid Here vir die kinders wat eksamen skryf en die studente wat eksamen skryf. Ons sê dankie vir die babietjie wat gebore is. Dankie vir u genade. Dankie dat ons ook in hierdie dag kan vra dat u ons stil maak, ons harte en gedagtes. Want Here, uit onsself kan ons nie hoor en verstaan nie. Ons bely dat net u met ons kan praat. Spreek Here, want die kinders luister. In die naam van Jesus Christus. Amen. Ons lees uit die woord van die Here Jakobus 1. En ons gaan maar van vers 1 af lees, terwille van die verband, en ook terwille van die verklaring hiervan. Jakobus, 'n diensknegt van God en die Here Jesus Christus aan die 12 stamme in die diaspora gegroet. Nou die diaspora is die verstrooiing, dis die Christene wat dan verstrooi is, ook die Jode wat verstrooi is, kan beskryf word met die diaspora, maar hier skryf Jakobus dan nou aan juist daardie mense wat versprei is oor die wêreld. Beskou dit as 'n groot vreugde, my broers, wanneer allerhande versoekings julle oorval, omdat julle weet dat as julle geloof getoets word, dit volharding meebring. Maar julle volharding moet tot volle ontwikkeling kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees, en in geen opsig tekort skiet nie. As enige iemand van julle wysheid kort kom, laat hy dit vra van God wat aan almal gee, sonder voorbehoud en sonder verwyte, en dit sal aan hom gegee word. Maar hy moet in die geloof vra, sonder om enigstens te twyfel, want wie twyfel is soos 'n golf van die see wat deur die wind rondgeruk en voortgesleep word. Want so 'n mens moenie dink dat hy enigiets van die Here sal ontvang nie. Hy is 'n dubbelhartige man, onstandvastig in alles wat hy doen. Laat die broer wat gering is, hom op sy hoë aansien beroem, en die ryke in sy geringheid, want soos 'n veldblom sal hy vergaan, want die son met sy hitte kom op en verdor die veld, en die blom val af, en sy skoonheid gaan tot niet. Net so sal die ryke verwelk in alles wat hy doen. Gelukkig is die man wat versoeking deurstaan, want as hy die doet slaag, sal hy die oorwinningskrans van die lewe ontvang, wat God beloof het aan hulle wat hom liefhet. Laat iemand wat versoek word sê, ek word deur God versoek nie. Laat niemand wat versoek word sê, ek word deur God versoek nie. Want God kan nie deur die kwaad versoek word nie, en self versoek hy niemand nie. Elkeen word versoek, wanneer hy deur sy eie begeerte meegevoer en verlei word. Dan, wanneer die begeerte bevrug is, gee dit geboorte aan die sonde, en wanneer die sonde volgroei is, gee dit geboorte aan die dood. Moenie mislei word nie, my geliefde broers. Elke goeie geskenk en elke volmaakte gawe kom van bo af, van die Vader van die hemelligte, by wie daar geen afwyking of skadu van verandering is nie. Volgens sy wil het hy ons verwek, deur die woord van die waarheid, sodat ons eerstelinge van sy skepsels kan wees. Ons lees net so ver. Broers en susters, as ons na hierdie gedeelte kyk, dan kan ons in detail baie diep ingaan.
eintlik op elke paar verse, want dit is so ryk en diep aan betekenis. Dit wat hier gesê word. Vanoggend gaan ons dit egter kyk vanuit die vraag waarmee ons die tema genoem het aan die begin van die diens. En dit is die vraag, is dit dan God se skuld as die kwaad oor ons pad kom? Is hy dan alles beskik? Is dit dan sy skuld? Want mens kry dit, dat mense sê, nee, God bring net die goeie. En aan die ander kant, dis die duiwel wat die slegte goed op ons pad stuur. En as mense sonde doen, sê hulle baie keer, dis die duiwel wat in my gevaar het. Wie se skuld is die sonde? Hoe hanteer ons die sonde? Ons kan dit saamvat deur te sê, God regeer goed oor alle dinge. God regeer goed oor alle dinge. Die woord sê onder andere in Jakobus 1, dat God oor alles beskik, met ander woorde regeer, alles in beheer het. Hy het alles gemaak, en hy hou alles in stand. As alles dan onder God se regering staan, dan kan dit wees, as ons nie mooi kyk wat sê die Bybel nie, dat ons kan vra, maar waar kom versoekings en beproewings dan vandaan? Dan is dit maklik om te sê, dis die duiwel se skuld. Of, ja, is dit nie dalk die Here se skuld? Hoekom gebeur die goed? Hy kon dit mos voorkom. Dan sê Jakobus 1 vers 13, God kan deur die kwaad nie versoek word nie, en self versoek hy niemand nie. Oor die oorsprong van die sonde kan ons ook lank gesels, dit is weer heeltemal 'n lang ander onderwerp. Maar vandag dan uit Jakobus 1, dis nie God se skuld nie. Ons kan dit saamvat weer eens deur te sê, God regeer goed oor alle dinge. Die Nederlandse geloofsbelijdenis sê in artikel 13, ons glo dat die goeie God, nadat hy alle dinge geskaap het, hulle nie laat vaar het, of aan die toeval of geluk oorgegee het nie, maar hulle na sy heilige wil so bestuur en regeer het, dat in hierdie wêreld niks sonder sy beskikking gebeur nie. Alhoewel, en nou kan 'n mens maklik sê, aha, wat dan van die kwaad? Maar dan gaan hy voort, alhoewel God geensins die bewerker is, en ook nie die skuld dra van die sonde wat gedoen word nie. Want sy mag en goedheid is so groot en onbegryplik, dat hy sy werk baie goed en regverdig beskik en doen, selfs wanneer die duiwels en die goddelose onregverdig handel. Nou, ons kan nog meer praat oor die duiwels en die goddelose. Maar vandag dan, as ons in die konteks van die Nederlandse geloofsbelijdenis, in die konteks van die woord, kyk na Jakobus 1, dan moet ons vir mekaar in die eerste plek sê, God is goed. God is goed. God se goedheid kom daarin na vore, sê vers 17, dat alle goeie en volmaakte gawes van hom afkom. Hy gee dit van bo af. God is goed en God bly goed. Hy is die God van die ligte. Uit hom is die lig en hy is die lig met 'n hoofletter. By hom is geen verandering nie. Omdat hy lig is daar nie skaduwee nie, ook nie 'n skaduwee van omkering nie. Daar's nie eens 'n moontlikheid nie. Hy kan nie sleg doen of sleg veroorsaak nie. God het ons goed gemaak om goed te wees en oor sy skepping te regeer. Hy het ons goed gemaak, sê vers 8. Die slegte dinge wat oor ons pad kom, het dus ook 'n goeie doel. Ons lees daarvan in verse 2 tot 4. Ons moet bly wees oor versoekings. Hoekom? Wie van ons is bly oor versoekings? Maar ons moet bly wees, sê vers 2 tot 4, nie as verskonings om sonde te doen, maar bly wees vir die geleentheid
om gesuiwer en gesterk te word in ons geloof. Dit is interessant as mens so deur hierdie verse lees van Jakobus 1, dat daar ook die tema van geloof so deurgeweef word. En hier word dan nou vir ons gesê, ons geloof is kosbaar. Ons geloof word gesuiwer, gelouter deur die slegte dinge wat met ons gebeur. Dit gee ons lydsaamheid. Nou wat is lydsaamheid? Lydsaamheid is geloof wat sterk staan. Sterk geloof om te bly glo as jy ly. En hierdie lydsaamheid is weer nie 'n doel op sy eie nie. Die lydsaamheid moet weer ontwikkel en hy weer 'n ander gevolg, 'n goeie gevolg, dat ons kan, wanneer ons versoek word, eindig op die einde en voor oë kan hou die ewigheid wag vir ons. Die kroon van die lewe kom aan. Dit sê vers 12. Vers 2 tot 8 praat dan van versoeking en beproewing en gebruik in die oorspronklike die woord peirasmos. En hierdie woord kan vertaal word of met versoeking of met beproewing. So dit kan half neutraal wees, of positief of negatief. En die konteks moet maar bepaal hoe ons dit vertaal. Hier kom dus beproewings op ons. En ons lees hier in die 2020 vertaling dat hier in vers 12 spesifiek van toetse gepraat word. Die toetsslag. So beproewing is eintlik die toets van ons geloof. En hierdie toets sien ons dan kan na enige van twee kante toe gaan. Ons kan in die sonde val. Dis wat die duiwel wil hê. Of ons kan die sonde weerstaan. Dis wat die Here wil hê. Die doel van beproewings is dus die oefening van ons geloofsspiere. Die sterk maak en suiwer maak van ons geloof. Want geloof kan ook selfsugtig wees as dit so gekleur is deur ons ou natuur. En daarom is dit nodig dat ons geloof bewerk word. Dat ons geloof verwerk word in die, kan ons sê, die fabriek van die lewe waarin ons leef. Geloof is 'n pragtige, wonderlike ding, waarsonder ons nie die ewige lewe kan beerwe nie. Maar geloof moet ook ontwikkel. Vers 12 praat dan nog van die versoeking of die beproewing as die toets van jou geloof waarin jy moet staande bly en waarvoor jy die ewige lewe as prys sal behaal. En nou kom ons by die tweede punt. God bewerk nie die sonde nie. God kan dus wel die loutering, die suiwering, die sterk maak, die volmaak maak van ons geloof toelaat. Hy kan die dinge van die wêreld, die gevolge van die sondeval, toelaat om maar in ons en in ons lewens te werk, met die goeie doel dat ons geloof gesuiwer en gesterk sal word. Maar God bewerk nie die sonde nie. Hy het die ewige lewe vir ons in gedagte, nie die ewige hel nie. Hy leer ons juis in hierdie verse om te bid vir wysheid in ons beproewing. Te bid as ons getoets word, sodat ons kan staande bly, dat ons kan wysheid kry, dat ons die regte keuses kan maak en die regte resultate kan lewer. God wil die goeie gee, die wysheid en die geloof om ons beproewings te deurstaan. In verse 9 tot 11 sien ons dat die fokus op God moet wees, nie op die dinge van die wêreld rondom ons nie. Nie wat ons het of nie het nie, mag ons fokus word op ons geloof kelder nie. As ons tekorte het, as ons arm is, as die oes die jaar sleg is, of 'n misoes is, moet ons verbly en roem op ons hemelse hoogheid, ons status as kinders van God.
dan is ons nog steeds in die ereposisie van koningskinders. Wees daaroor bly. En as die oes die jaar goed is, as die bankbalans mettertyd hoog raak, mag ons nie dink dat ons beter is as ander nie. Ons moet dan ook waak daarteen om ewe selftevrede te sê, ek het hard gewerk vir wat ek het. Dis my reg, want as die oes die slag sleg is, as die wins die slag daal, dan beteken dit nie, ek het nie hard gewerk nie. Of my buurman, wat nie reën gekry het, het nie hard gewerk nie. Geld mag nie bepaal hoe ons teenoor God of teenoor mekaar optree nie. Want sê die woord, die Here weerstaan die hoogmoedige, maar die nederige gee hy genade. Nie rykdom of armoede mag ons dus van God weglei of weghou nie. God beskik wel oor ons lewenslot, maar gee genade aan die nederige. Laat die toetse van ons geloof toe, om ons uiteindelik by die ewige lewe te bring. Maar God bewerk nie die sonde nie. In die derde plek, en jy sal sien hierdie verskillende punte bou so voort op mekaar, dit gaan eintlik saam. Hier is 'n onderskeid in vers 13. Die woord wat in vers 13 vir versoekings gebruik word, het so 'n bietjie verander van vers 1 tot 12 af. Vers 1 tot 12 het ons gesê word die woord peirasmos gebruik, wat 'n half neutrale woord is, wat versoeking of beproewing vertaal kan word. Maar as ons by vers 13 kom, dan is hier iets anders op die tafel. Dan is die woord peirasestai. Nou dit het dieselfde stam as peirasmos, lyk dit my. Maar hy het heeltemal 'n ander betekenis. Want peirasestai, waarvan vers 13 praat, is net negatiewe versoekings. Dis versoekings om jou te laat val en jou te laat gly, jou voete onder jou te laat uitgly en jou te laat afgly met die glybaan van sonde na die hel of die ewige dood toe. So in vers 13, waar vers 1 tot 12 nog sê, God laat die toetse kom, sê vers 13, maar versoeking om te wil sonde doen, om te laat sonde doen, kom nie van God nie. Dit kan nie. Hy kan dit nie doen nie. Ons mag nooit vir God die skuld gee nie, want God is goed. Hy het ons goed gemaak. Hy het ook 'n goeie doel, die hemel vir ons beplan. Hy kan nie verlei word nie, en hy kan ook nie iemand anders verlei nie. Want hy is goed en regverdig. God kan net die goeie. Hy kan nie verander nie. Hy kan nie sonde doen nie. Hy kan nie teen homself draai nie. Hy kan nie homself verander nie, want hy is goed deur en deur. Hy kan ons dus nie sonde laat doen, of ons op die pad na die hel plaas nie. Nee, sonde is nie God se skuld nie. En nou het ons net nou daarvan gepraat. Is sonde dan die duiwel se skuld? Wie die duiwel veroorsaak die sonde dan, sou ons kon sê. Vers 14, sê egter vir ons, wow, stop, moenie vir die duiwel die skuld gee nie. Nou hoe dan? Want dit is so dat die duiwel die dood en die sonde in die wêreld gebring het, dat hy die aanvanklike sondeval tussen die engele gelei het, dat hy dus die sonde in 'n sekere sin begin het, en dat hy die oorsaak was ten dele van die sondeval van Adam en Eva. Maar elkeen het sy eie verantwoordelikheid gehad. Adam het gesê, nie is Eva se skuld. Eva het gesê, dis die slang. En nie een van hulle het 'n voet gehad om op te staan nie. Daar was geen verskonings nie. Elkeen moes betaal vir sy eie sonde. Want ons het elkeen die verantwoordelikheid gekry. Vir ons wat gered is, herskep is deur Jesus Christus, het die situasie verander. Maar na die sondeval, ons moes sonde doen. Ons nie anders kon as om sonde te doen nie.
het die redding van Jesus Christus aan die kruis nou vir ons die nuwe lewe oopgemaak, die vermoë teruggegee, om ook die goeie te kan kies, maar nie die vermoë van ons weggeneem, om te kan kies nie. Ons het dit eintlik teruggekry. Net soos Adam en Eva kon kies, die goed of die kwaad, kan ons wat gered is, vandag weer kies, die goed of die kwaad. Ons kan dus nie meer die duiwel die skuld vir alles gee nie. Nee, sê Jakobus 1 vers 14, gaan kyk in die spieël. Kyk na jouself. Na die sterwe en opstanding van Jesus Christus, kon ons nou reg kies, maar ons kan dit nie reg kry, sonder om vir wysheid te bid nie. Wanneer ons dus kies om die sonde te doen, is dit ons eie keuse, ons eie skuld, dat ons kies om die sonde te doen, sê vers 14 tot 16. Die proses waarlangs dit gebeur, kan ons baie op uitbrei, maar kort genoeg om te sê, die sonde begin vir ons lekker lyk. Ons begin dit begeer. En dan spring ons self op die glybaan van die sonde na die hel. Ons doen dit self. Ons kan nie iemand anders die skuld gee nie. Die Satan kan nie ons vat en dwing om sonde te doen nie. God sal nie ons vat en dwing om sonde te doen nie. Dis ons wat hier kies om die sonde te kies. God kan nie sonde doen of ons laat sonde doen nie. En daarom in die 4de plek, God waarsku ons vanoggend teen die gladde glybaan na die dood. Kinders, hou daarvan om op 'n glybaan te gly. En dis nog wel lekker selfs vir groot mense. Dis hoekom daar waterparke is met sulke hoë, groot, gevaarlike glybane. Maar het jy al gesien, sodra die kind so 2-3 keer by die glybaan af is, dan is dit nou nie meer lekker genoeg nie. Dit skep nie meer genoeg adrenalien nie. Dan wil hy in plaas van om by die trappies of die leertjie op te klim, wil hy opklim teen die glybaan. En veral hierdie glybane waar hulle so gladde goed ingooi, seep en wat ook al, as jy net gaan. Jy kan nie teen hom opklim nie. Jy gaan daar afgly. En daarom word ons gewaarsku. Want nie net kinders het die neiging om stroom op te wees nie. Elkeen van ons wat 'n ou natuur het die neiging om stroom op te wees. Ons wil waag. Ons wil kyk hoe ver kan ons gaan om teen die glybaan op te klim. Om die gladdigheid te weerstaan. Ons het hierdie stuk moedswillige waghalsigheid in ons. Om te gly teen die glybaan af is goed, is lekker. Maar ons wil ons nou bewys, ons kan die glybaan oorwin. Ons kan die swaartekrag, die trekkrag van die glybaan oorwin. En dan val ons. As ons stroom op is, teen die opdragte van die Here ingaan, as ons so lekker met geweld spring op daai glybaan om daar af te gly, en ons sê, ag toe maar, ek sal rem, ek sal terugklim, dan bluf ons onsself. Die grootste leuen van die sonde is om sonde nie te erken vir wat dit is nie. Die grootste leuen van die sonde is om te sê, ek kan die sonde oorwin. Hoe oorwin ons die sonde? Deur die bloed van Jesus Christus. Deur sonde as sonde te noem, te erken, te bely, en die reddingstou van die Here vas te gryp, en opgetrek te word, vanuit die glybaan. Ons kan nie in die glybaan afspring en sê, ek sal dit hanteer nie. Ons kan nie. Ons lieg vir onsself oor sonde. Ons sê, ek kan omdraai wanneer ek wil op die pad van sonde. As ek dit doen, is dit sonde, dan kyk ek hoe naby kan ek aan die grens van sonde kom, totdat ek klaar afgegly het en geval het voor die sonde. Sonde is sleg, maar ons is so geneig om te sê, my sonde is nie so sleg.
Sonde is sleg. Ag, maar ek bedoel dit mos goed. Ag, ek het 'n goeie doel met die sonde. Ons kan maklik iets moois sien of beskryf in sonde in. Byvoorbeeld, oorspel en welis, wat as liefde beskryf word. Maar dis wêreldse liefde, is nie goddelike liefde nie. Skinder, noem ons besorgdheid oor ons naaste. Begeertes na rykdom as die middele om goed mee te doen aan ander. Eie-sinnigheid en noem ons besorgdheid oor die saak. Die goed praat van sonde, van onsself en ander, noem ons liefde. En dan kan ons baie maklik mense aanval oor hulle liefdeloos is, omdat die sonde ons skuldig laat voel. God waarsku ons vanoggend. Broer, suster, seun, dogter, sonde is nie 'n speletjie nie. Sonde is nie iets wat ons kan beheer en waarteen ons kan opklim en self oorwin nie. Daar's een manier. Die brug, die trappe is geskep deur die kruis van Christus. En is al manier om sonde te oorwin. Om te luister na die Gees, beheer te word deur die Gees en te soek na die wysheid van die Gees. Dis hoe mens sonde oorwin. Ons kan dus nie vir God die skuld gee nie. Ek kan nie sê God het my so gemaak en daarom kan ek nie anders as om in sonde te leef nie. Mens hoor so baie keer dat iemand sê, ouma, ek het vir hierdie ander vrou lief geword, ek kan nie help nie. Of ouma, ek het vir hierdie man lief geword, ek kan dit nie help nie. Natuurlik kan jy dit help in die bloed van Jesus Christus. Ons moenie onsself bluf om te dink dat sonde geen gevolge kan hê. En as 'n mens terugkyk in jou lewe as Christen, en jy kyk terug op wat gebeur het en jy besef die foute wat jy gemaak het, dan sien jy altyd die skade wat dit aan die koninkryk gedoen het. Sonde het gevolge. Ek en jy kan nie willens en wetens op die glybaan van sonde spring en dink ons gaan nie seer kry nie. Ons kan nie willens en wetens stroom opklim teen die gladde glybaan van die sonde. Terwyl ek gesoek het na beelde vir hierdie punt van die glybaan, het ek 'n paar foto's gesien van wonde wat toegewerk is, van mense wat op 'n glybaan seer gekry het. 'n Glybaan is eintlik 'n gevaarlike ding. En die glybaan van sonde word gesmeer met die leuns van Satan. Die oomblik as ek en jy daarop spring ons amper weg van die reddingsboei van die Here se genade af. Daar is net een manier om te draai. Bekering, berou, vashou aan die Here. Bely jou sonde as sonde en draai weg daarvan. Moenie op die glybaan van sonde spring nie. Dit gaan jou wegvoer. Kom ons vat saam. Broer, suster, seun, dogter. Wees versigtig om nie te val oor versoekings nie. Want dit is nie God wat die versoekings as geleenthede op ons pad stuur om sonde te doen nie. Hy kan dit nie doen nie, want hy is net goed. Hy kan nie verander nie. Ons kan ook nie die duiwel die skuld gee vir ons sondige keuses nie. Natuurlik hou hy hierdie glybaan vir ons baie aanloklik voor. Maar dis ek en jy wat kies of ons wil spring of wil vashou. Na Jesus se sterwe en opstanding kan ons nee sê. Kan ons vashou aan die redding. Sonde is dus my en jou eie verantwoordelikheid. Dit kom uit onsself. God is goed. God bewerk nie die sonde nie.
God kan nie sonde doen of ons laat sonde doen nie. En hy waarsku ons vanoggend teen die gladde glybaan na die dood. Die vraag is, broer, suster, seun, dogter, laat ons waarsku. Laat ons waarsku. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons het vandag gehoor van die glybaan van sonde, dat ons nie vir U die skuld kan gee, dat ons nie die duiwel as verskoning kan gebruik, as ons self kies om te spring op daardie glybaan nie, maar dat dit gevolge het. Ons kan maar net bid, gee ons wysheid in ons versoekings en beproewings, dat ons staande kan bly. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Het geleentheid om die Here te dien met die offergawes. Net voordat ons kom by die slotsang, wil ons daarom ook vir ons Appelgrein hulle geluk sê. Hulle blyk maar ook 'n klein kindryker geword. Baie geluk, baie vreugde vir julle ook daarmee. En dan wil ek sommer vra dat Pieter de Plooy, Talita Dreyer, Jomai van die kerk in Lenay de Beer vorentoe kom om net ietsie te kry vir hulle verjaarsdag. Goed. Kom ons sluit af met die sing van Gesang 288, verse 1 en 5. Van die
Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Jy kan die plekke inneem vir die gebed. Die verbondsonderrigkinders en personeel kan so lank gaan, maar as ons klaar is met die gebedsgeleentheid, gaan ons afsluit met Psalm 95. Daar is geleentheid vir enkele gebede. Amen. Kom ons sing